op het slaan. Zal de dag die je me weer zien, want die lange zal mee gaan. De borrel met mee, en de borrel in je mond, want die is weer van mij. Ander kan het niet verstaan, maar stoppen kan het niet. De borrel, 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 borrel kan mee. De borrel,
Let's come on. Hallelujah. We bless you, Jesus. Thank you, Lord. We lift your name up high. You are worthy to be blessed. Dank je, Heer, vir die woord. Alles. Dank je dat ons saam kan. Jy wil dan woord ons. Skryf ons. Be glorified in this place. Hallelujah. God's empty sun, they call
dankie, Here, dat U ons vrese wegvat, Here. Halleluja, dankie Vader. Wat U ons eerste lief gehad het, Here, het ons nie lief vermoor, Here. Dankie Vader. Ons kan nie sonder U nie, Here. Here, ons Halleluja, Here. Halleluja, dankie Vader. Lof en eer. Dankie. The trumpet will sound, the sky will break, every knee will bow, every heart will shake. The King of glory, riding on the clouds, the Savior of the world, His name we cry out. Jesus is coming. The heavens declare, holy, holy. The nations will stare. The Lamb who was slain now, crowned as the King, forever and ever. His praises we sing. The dead will rise, the saints will rejoice. Every tribe and tongue will lift up one voice. No more sorrow, no more pain. When Christ returns, He will forever reign. Jesus is coming. The heavens declare, holy, holy. The nations will stand. The Lamb who was slain now, crowned as the King, forever and ever. His praises we sing. Like lightning flashing from the east to the west, our Redeemer comes in glory and rest. Be ready, be watchful, the hour is near. Lift up your heads, for our King will appear. Jesus is coming. Let every heart sing. Halleluja. Glory and honor to Christ our King. The heavens are open, the kingdom has come. Worthy is Jesus, the victorious one. Halleluja. Aba Vader, ons sê vir U dankie, Here, dat ons weer vanmôre die voorreg het om in die huis te kan wees. Dankie, Here, dat U deur U genade ook vir ons het toegelaat het om hier te kon wees, Vader. Vader, ons is hier omdat ons hier wil wees, nie omdat ons godsdienstoefening doen nie, Here, maar dat ons werklik sê, Here, hier is ons. Kom ontmoet ons vanmôre, Vader. Dat die Heilige Gees vanmôre kom beweeg kragtig. Here, dat U vanmôre in harte sal werk. Here, dat U ook daardie harte wat verhard het sal oopmaak vanmôre en verander in vleeslike harte, Vader. Vader, ek bid ook, Here, dat hierdie woord wat sal uitgaan, Here, dat dit elkeen sal bereik, Vader,
tot 'n groter oes sal kom, Vader, en ons gee al die lof en al die eer daarvoor, Koning Jesus, want U is God, halleluja, en ek kom op teen elke aanslag van die vyand, en ek weerlê en bestraf hom nou, en ek stel hom kragteloos in hierdie huis, in Jesus naam, en ek beveel hom om te gaan van hierdie oomblik af. Vader, ek gee myself oor, aan U en die Heilige Gees om te werk en te doen, net soos wat U wil. Niks vooropgestelde idees nie, Vader. Niks kennis en wysheid van die wêreld nie, maar die kennis en die wysheid wat U gee deur die Heilige Gees, is my gebed in Jesus naam. Amen. Goeiemôre. Nou ek wil eers verskoning vra met vanoggend. Ons het die hele presentation was uitgewerk, netjies, al die musiek was in die volgorde gesit, en toe wil die bord om nie vir ons gee. Toe wys hy ons beeld en daai beeld saam, so dit gaan gemors gewees het. Ons weet nie hoe kom hy dit doen nie, hy was veronderstel om te projek, net een groot skreen hierdie kant toe. Dit het nou nie volgens so gewerk nie, ons sal maar weer van kop krak en kyk wat gaan aan. Maar anyway, vergewe ons, wees maar geduldig met ons sal hierdie goedjies uit die pad uitkry, maar glo en vertrou dat ons leader en worship volgende Sondag terug is saam met ons, en dan kan ons weer aangaan soos ons gewoond was om aan te gaan. Amen. So ek hoop nie ons het julle te veel geïrriteer nie. Dis nie ons bedoelings nie. Ons het werklik probeer. Ek het die gister baie lank gesit om daai goedjies reg te kry, maar die projekte wou nie saamwerk nie. Amen. Maar baie welkom aan elkeen in die huis van die Here, ook daar agter. Welkom weer saam met ons. Ek het naam vergeet. Dries, baie welkom saam met ons. Mag jy ook volgend saam die familie tuis. Amen. Nou ek gaan vanmôre met u praat rondom die erns van tyd. Daar's 'n erns in God se gees, daar's 'n erns in die Heilige Gees rondom tyd. Amen. Ek het gedink ek kom praat vanmôre met die teenwoordigheid van hom. En toe werk dit nou nie so uit. Toe word die boodskap vir my anders gegee vanoggend 3 uur. Die erns van die tyd waar ons in bevind. Ek wil hê met saam met my lees uit die woord van die Here, Romeine hoofstuk 13 vanaf vers 8. Is hy daar? Amen. Kom ons lees saam met die woord van die Here, vers 8. Wees dan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, die wet vervolg. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en wat ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder. Dit is amper dag. Laat ons dan die werke van duisternis aflê en die wapens van die lig omgord. Laat ons welgevoeglik wandel soos die dag, nie in braasery en dronkenskap nie, in ontug en ongebondenheid nie, in twis en neidigheid nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig nie. Amen. Die Here seën sy woord. Nou hier sien ons baie belangrik, daar word vir ons bietjie verwys, daar word vir ons vermaan. Daar's sekere goed wat besig is om plaas te vind. Amen. En ons as kinders van die Here is ook geneig om
betrokke raak met die goedjies wat plaasvind en ons is nie op die plek waar God wil hê ons moet wees nie. Ons wandel nie op daardie plek waar Christus eintlik van jou en my verwag om op hierdie tyd te wees nie. Ons is net so besig soos hulle in die wêreld om die dinge van die wêreld aan te hang, om ook gerig te wees aan die dinge van die wêreld. En hier kom die waarskuwing na ons en hy sê vir ons vers 11, hy sê, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Wat sê daar die skrifvers? Hy sê ons slaap. Amen. Hy sê die kerk slaap. Hy sê u en ek het aan die slaap geraak en hier wil hy ons nou aanmoedig en hy wil ons sê, maar word wakker. Kan julle nie besef waar die uur is nie? Kan julle nie besef die tyd van God se horlosie nie? En hy gee vir ons die boodskap dat ons moet wakker word en ons sien dit ook vandag in die huis van die Here dat die kerk slaap. Stem jy saam met my? As jy hierdie leerbanke tel, sê dit vir jou dat aan die slaap geraak. Amen. Hulle het in 'n diep slaap gegaan en daarom vind hulle dit nie meer belangrik om in die huis van die Here te wees nie. Daarom is dit nie vir hulle belangrik om op 'n Sondagmôre te sê, ek wil na God se huis toe gaan nie. Daarom is dit nie vir hulle belangrik om te sê, ek wil ook wees by die plek van aanbidding nie. Daarom is dit nie vir hulle meer belangrik om enigstens in God se woord te delf nie. Want hulle het saam met die tyd aan die slaap geraak. Tyd het gekom, soos die woord van die Here vir ons leer, as 'n tyd vir alles onder die son, 'n tyd om te gaan, 'n tyd om te bly. En hier kom hy en hy gee vir ons 'n opdrag om waaksaam te raak en ry. Amen. En hierdie waaksaamheid sê hy vir jou en my dat ons moet weer terugkom op die plek waar ons moet oplet wat God vir jou en my wil wys. Nie na die politiek nie. Nie na die koerant wat jy lees nie. Die huisgenootjie nie. En wat is daai simpel gemors wat almal kyk? O, wat sê my sterre? Ja, ek weet van baie kinders van die Here wat gaan lees wat sê die sterre. Want ons het aan die slaap geraak in van God. Ons is nie oplettend om te sien die tydsuur waar God die kerk wil hê nie. Ons is nie op die plek waar God vir ons kan kry dat ons kan sien wat is God besig mee. En hier word ons vermaan en ons sê, word wakker. En verder sê ons dit. Hy sê vir ons dat die saligheid is nou nader aan ons as toe ons gelowig geword het. Met ander woorde, daar het 'n tydperk nou verby gegaan vandat jy tot redding gekom het, jou hart vir die Here gegee het. Nou is jy al hoe nader aan daardie eindtyd. Amen. Die kerk is besig om al hoe nader aan die eindtyd te kom. Ons is in die eind van tyd, maar dit is nog nie die einde nie. Amen. Dit is baie belangrik dat die kerk het verstaan dat ons in die eindtyd is, maar dit is nie die einde van tyd nie. Ons mag nie bespiegel rondom ure en tyd nie, maar ons glo werklik dat God gaan omtrent nog so 30 jaar vir ons op hierdie aarde toelaat. As jy moet kyk na alles wat tot vervulling moet kom, alles wat nog in plek moet kom. Amen. Maar ek wil nie daaroor bespiegel nie. Die Heilige Gees weet alleen, God alleen weet wanneer sy seun terugkeer, maar as ons oplet na die tekens, dan moet ons kyk en sien dat dan nie nou dadelik die wederkoms van Jesus kan plaasvind. Want die woord van die Here leer vir ons, daar moet nog baie moet die woord die evangelie bereik. Amen. En as ek jou vandag moet skop om weer te sê hoeveel tribes en goed buite het nog glad nie die evangelie bereik nie, dan weet ons dat die tyd is baie naby en is nader as toe ons tot bekering gekom het. Dis nader as toe ons by die plek gekom het waar ons hart vir die Here gegee het en ons sien ook self hoe vinnig tyd aanbeweeg. Amen. Jy praat nou van 2025, ons begin aan kyk na 2026. Amen.
En dit wys vir ons dat die tyd baie vinnig aanbeweeg en God is opgewonde om terug te kom, om sy bruid te kom haal. Maar daar's 'n taak wat eers moet plaasvind vir die kerk om te vervul voordat hy kan terugkom, sodat ons saam met hom kan gaan. Amen. Ons kyk verder na die woord van die Here en hy sê ook, baie belangrik, hy sê die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Met ander woorde, hier dui hy vir ons aan, daar is 'n dag en 'n nag, so die nag het al ver gevorder, die lig gaan binnekort deurbreek. Amen. En wat beteken hierdie lig wat gaan deurbreek? Wat dink julle beteken dit? Enigiemand? Wederkoms? Amen. Goed. Dan sê hy verder iets wat baie belangrik is en hy sê vir ons dit. Hy sê laat ons dan die werke van die duisternis aflê, die wapens van lig omgord. En hier leer hy vir jou en my weer eens, kry klaar met die werke van duisternis. Weet jy wat baie belangrik is? Daardie woord praat nie met die wêreld nie, hy praat met die kerk. Hy spreek tot die kerk. Die boek Romeine is nie geskryf vir die wêreld daar buite nie. Die boek Romeine is geskryf vir sy kerk. Amen. En hier erken die woord van die Here en hy sê, maar ons is ook maar nog besig met die dinge van duisternis. En hy verwag van ons om hierdie dinge te moet aflê. Amen. Met ander woorde, kind van die Here, dit kom terug by bekering. Dit kom terug by sy redding. Amen. Waar die Heilige Gees besig is om met ons te werk, soos jy vanoggend gehoor het, met die opening, ons bid Here, ons ervaar letterlik die krag in die Heilige Gees se teenwoordigheid in elke bid hier, soos nog nooit van tevore. Die Heilige Gees vloei kragtig en werk kragtig in ons bid hier. En ek wil hier ook elkeen nooi vandag, kom na die bid hier, as dit vir jou moontlik is. Jy mis uit. Baie gaan geestelik groei omdat hulle die bid hier bywoon, en ander gaan nie so geestelik groei nie. En daarmee beteken ek nie dat dit minder van belang is dalk op 'n Sondag nie. Wat ek daarmee net vir jou sê is, ons is by die plek van ontmoeting as ons kom by bid hier. Amen. En die Heilige Gees wil ons begin bedien. Die Heilige Gees wil weer sy gawes laat bekend maak. Die Heilige Gees wil weer vloei, soos wat dit eintlik veronderstel is om te wees. Amen. So koop die tyd uit en kom doen saam met ons 'n Woensdag aand te bid hier. Jy gaan verseker nie spyt wees nie. Amen. En die volgende sê ons en ons die wapens van die lig nou omgord. Met ander woorde dat ons niks meer met die duisternis te doen het nie, maar dat ons nou die wapens van die lig omgord met onsself. Amen. Dat ons onsself met die lig vul, dat ons onsself in die heerlikheid van sy aangesig kry, want dit is die enigste wapen wat jou staande gaan hou teen die aanslag van die vyand. Amen. Duisternis kan nie duisternis verklein nie. Amen. Dis lig wat duisternis verklein. Dis die lig wat duisternis uitdryf na buite toe. En die woord van die Here sê verder vir ons, laat ons wel voeglik wandel soos die dag, nie in braasery en dronkenskap, in ontug en ongebondenheid nie, twis en neidigheid nie. En daar bring hy vir ons 'n paar dinge van duisternis na vore. Amen. En hy sê vir ons, kind van die Here, hy sê ons moet klaar kry met hierdie goed. Ons moet ons nie ophou met hierdie goed nie. Hy sê vir jou en my, dat ons welvoeglik wandel. Want die woord welvoeglik wandel beteken dit, jy moet die ywer hê om dit te wil doen. Amen. Dit moet 'n begeerte wees vir jou. Om hierdie dinge, rasery, en al hierdie dinge wat uitgewys word, dat ons daarmee sal klaar kry.
Nou baie belangrik dat ons kyk ook hierdie braasery waarna bewys word, is ook dan nou die duisternis pas nie meer by die kind van God nie. Amen. Duisternis pas nie meer by die kind van God nie. En ons is geneig om steeds met duisternis deelagtig te wees. Amen. En hier wil hy vir jou en my leer, hy sê, dit pas nie by jou. Hoekom hou jy jou op met hierdie dinge? Hoekom is jy steeds besig met hierdie dinge wat eintlik glad nie meer deel van jou lewe is nie? Amen. En hy wil ons verder vat, en hy bring ons na dronkenskap toe. Met ander woorde, hy verklaar dan ook in die woord, dat dronkenskap is ook duisternis. Amen. Kind van die Here, ons kan probeer met allerhande tipe verskonings wat ons het in die boek, en uit die boek, en waar ook al ons verskonings gaan soek, om te regverdig iets wat teenstrydig is met God, gaan jy niks baat. Jy is besig met duisternis. En as God in sy woord dit aanspreek, dan moet ek weet en ek moet besef, maar dis vir God 'n ernstige saak. Hy het dit nie maar net daar geskryf, omdat hy maar net wou gehad het, daar moet seker goedjies geskrywe wees nie. Hy wil dit aan jou uitwys. Hy wil dit aan jou openbaar. Hy wil vir jou sê, maar hier is 'n gevaar in jou lewe. En hierdie dronkenskap en ongebondenheid, twis en neidigheid. Onder die kinders van die Here is hierdie ding. En God sê nee, dit hoort nie daar. Amen. Hoeveel kinders van die Here het nie twis onder mekaar nie? Hoeveel kinders van die Here is nie altyd besig om te twis met mekaar nie? Hoeveel kinders van die Here is nie altyd besig om 'n ander te kritiseer nie, te judge nie? Amen. En hy sê vir jou, jy is deel van duisternis as jy hierdie ding doen. En hy sê ons dat ons nie onsself besig hou met hierdie tipe dinge in die tyd wat ons onsself bevind nie. Laat ons nie in ongebondenheid wandel nie. Maar dat ons werklik kom op die plek waar ons lig verteenwoordig. Ek het al baie vir julle gesê, die Heilige Gees werk net waar die Heilige Gees toegelaat. Amen. En as jy die Heilige Gees soos 'n prop in 'n bottel druk en jy draai hom toe, sodat jy maar kan aangaan met wat verkeerd is, en die Heilige Gees jou nie kan aankla nie, gaan jy geestelik sterf. Amen. Soos die Here vir my gewys het in Woensdag aand, die profesie, ek het dit met julle gedeel, die duif, ek het die duif gesien wat sweef, en ek sien hierdie duif kry nêrens 'n landingplek nie. En ek probeer nog die visioen verstaan, en die Heilige Gees begin al meer vir my die visioen bekend maak. En hy sê, het was net soos dit is, toe die duif uit die ark vrygelaat was, en hy nie 'n takkie kon vind om te land nie, het hy teruggekeer na die ark. Amen. Hy sê net soos dit met my Heilige Gees sweef, en my Heilige Gees sweef, en my Heilige Gees sweef, en hy soek 'n plek om die Gees uit te stort. Maar die takkie waar moet geland word, is nie daar nie, naamlik Jesus Christus. Die olyftak. Amen. En soos hy vir my die visioen gegee het, sien ek duidelik dat die woord van die visioen is, waar is Christus in ons lewe? Is hy eerste? As jy nou gewonder het, hoekom ervaar jy nie die Heilige Gees nie? Hoekom ervaar jy nie die uitstort van die Heilige Gees nie? Hoekom sien ons nie die uitstort van die Heilige Gees in God se huis nie? Dan wil ek jou sê, omdat Jesus Christus nie daar is nie. Want die duif kan nie gaan land waar die olyftakkie is. En dis daar waar hy sy Gees uitstort. Amen. En die Heilige Gees wys vir my hoe die Heilige Gees verlang na ons. Die Heilige Gees verlang na jou en my.
Wat maak ons? Ag, pastoor, jy moet asseblief net nie te lank preek nie. Hoor julle moet klaar kry. Ek het nog baie ander dinge wat ek moet gaan doen. Jy laat die Heilige Gees terugkeer na God. Hy kan nie van daar waar hy nie daai oop deur kry om te werk nie. Amen. Die kind van die Here, baie belangrik om te verstaan, die Heilige Gees is God se Gees. En Jesus Christus, toe hy gedoop was, het die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergedaal. Amen. Niks het verander nie. Die Heilige Gees en Jesus moet saam wees vir die Heilige Gees om teenwoordig te kan wees. Dit kan nie anders nie. Amen. So as jy in jou geesteslewe wandel op hierdie oomblik van jou lewe en jy sê maar ek ervaar nie die Heilige Gees nie, dan gaan ek jou vra, waar is Jesus Christus in jou lewe? Blyk jou verhouding met Jesus Christus. Wat doen jy om die Heilige Gees toe te laat? Om ook sy Gees oor jou uit te stort. Maar ek kan nie die een hê en die ander een nie wil hê nie. Hulle is in vennootskap met mekaar. Amen. En daarom weet ons, omdat Christus nie meer in die kerk is nie, is die Heilige Gees ook nie meer in die kerk nie, en nou moet ons allerhande snaakse dinge aanbied, sodat ons mense kan kry in die huis van die Here. Met ander woorde, kind van die Here, Christus het by die deur uitgestap. En gesê, maar dit is nie my huis nie. En as hy by die deur uitstap, dan is die Heilige Gees saam met. Amen. En hy wil in hierdie uur wat ons onsself bevind, wil hy hê ons moet terugkom op die plek wat ons sê, Vader God, Here Jesus Christus, kom neem weer besit van my. Amen. Hierdie huis, sê die woord van die Here, is 'n plek van aanbidding. Dit is nie 'n handeldryfhuis nie. God het nie die kerk geroep om handel te dryf. Die oomblik toe die kerk begin handel dryf in sy huis, Heilige Gees. Die oomblik toe ons begin aanpassings doen, om mense te lok na God se huis toe, en nie meer toe te laat dat Christus eerste is nie, is die Heilige Gees uit. En dis die toestand waar die kerk homself in bevind. Waar kinders van die Here hulle self in bevind. En weer sê ek 'n leefbank getuig van hulle wat aan die slaap geraak het. Hulle wat dit nie nodig ag om in die huis van die Here te wees nie, vir wie dit nie 'n belangrike saak is nie. Die mall is vir my belangriker, my soupies is vir my belangriker, 'n breakfast by die Spur is vir my belangriker, dalk nog by die golfbane, ek weet nie of hulle Sondag nog speel nie. Dis belangriker as om in God se huis te wees. Jy het nie die Heilige Gees nie. As jy die Heilige Gees in jou het, wil jy in sy huis wees. Amen. As jy die Heilige Gees in jou het, dan gaan die worship anders klink. Amen. En dan is dit Christus in ons teenwoordigheid. En al die negativiteite en al die lelike dinge, gaan nie vir my meer saak maak nie. Want ek is ingestel op die Koninkryk van God. Ons het Woensdag aand gesels rondom die Koninkryk van God, en daar was 3 sleutels gegee rondom die Koninkryk van God. Hy sê vir jou, die Koninkryk van God is nie spys en drank nie. Amen. Verstaan mense dit? Miskien moet ek nog 'n boodskap daaroor bring. Die wat ek nou daar wel gehoor het, ek glo julle sal my toelaat, dat ek wel daai boodskap hier bring. Want daar lê vir jou 3 sleutels, wat vir jou die hemel gaan open. Maar ons is nie ingestel op wat God vir ons wil uitwys nie, en daarom is ons Koninkryk. Ek en jy is veronderstel met God se Koninkryk te wees. Amen.
Nie uit hierdie wêreldse koninkryk nie. Ek en jy is veronderstel om uit God se koninkryk te leef. Amen. En sy koninkryk het alles wat jy nodig het op aarde. Niks kom kort daar. Waar is jy van daai goed? Jy kan find it in these kingdom. Amen. En vanmôre wil die Heilige Gees weer vir ons sê, kind van die Here, ons is in 'n belangrike tyd en 'n uur waar ons onsself bevind. En hy sê vir ons die volgende, hy sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te wil bevredig nie. Dit is eintlik baie maklik. Hoe beklee ek my met Jesus Christus? Wanneer jy tyd in sy woord. Goed, jou verhouding, sê die woord van die Here nie, en het ons dit nie ook met die altaar al 'n paar keer bespreek gesê, ek leef nie meer, maar Christus leef nou in my. As Christus in my leef, het ek nie begeertes vir die wêreldse lewe. As Christus in my leef, en ek leef nie meer nie, dan het ek nie hinkeringe en verlange na die dinge van die wêreld, na die dinge van die vlees. Amen. En weer eens bring die Heilige Gees ons oor en oor terug na daardie belangrike aspek. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Christus soek net die beste vir jou. Jy soek nie die beste vir jouself. Maar Christus soek die beste vir jou. En as Christus in jou, dan sal niks op jou pad kom wat jou kan skade. Amen. En dis waar hy ons wil hê, kind van die Here. Hy sê vir ons, kry klaar met al hierdie gemors, kry klaar met hierdie dinge van duisternis, kry klaar met hierdie afsydigheid, kry klaar met dronkenskap, kry klaar met braasery. Maar beklee jou met Jesus Christus. Amen. Kry klaar met die begeerlikhede van die vlees. Want dit is die vlees wat jou en my in die moeilikheid bring. Amen. Die duiwel weet presies waar om ons vlees te tree. En hy gaan dit altyd gebruik. Hy het dit gebruik met Adam en Eva se tyd en hy sal dit vandag ook nog gebruik. Die vlees. En dis hoekom ek moet by 'n plek kom te sê, I surrender all to Jesus. Amen. My hele lewe, soos ons gesê het, 'n lewende offer aan Christus op die altaar. Amen. En vanmôre wil hy hê ek en jy moet by daardie plek kom waar ons sê, Here, ons verstaan vanmôre dat daar by U 'n erns gekom het met tyd en dat ons moet waaksaam raak. En dat ons ook broederliefde moet uitleef. Amen. Ek kyk hoe hard hulle mekaar in die rug steek nie. Maar mekaar met liefde. Amen. En hy herhaal baie die liefde, hoe belangrik die liefde is, en hy kom terug en hy sê toch vir ons dat dit die hoogste gebod is, naamlik dat jy met jou naaste lief hê soos jouself. Ek het al baie keer gesê, as ek my naaste lief hê soos myself, sal ek niks oor daai persoon slegs wil hê gebeur met hom of haar. Amen. Dis naaste liefde. Amen. Partykeer kan naaste liefde so ver gaan om te sê, ek wil eintlik meer en beter vir daardie een hê as myself. Amen. Wat doen ons dit? Nee, ons self gesentreerd. Ja. Ek het jou gesê, die oomblik wat die eie ek daar is Christus nie meer daar. Amen. Ek moet eers sterf. En as ek gesterf het, dan leef Christus nou in my. Amen. En dan begin ons die dinge van die Gees beter verstaan, kind van die Here. Dan begin ons beter verstaan wat is dit wat God deur sy woord aan ons wil sê, want die woord leer vir my en jou dat die vlees kan nie die geestelike dinge beoordeel. As jy sukkel om te verstaan dinge van God se woord, jy probeer dit in die vlees verstaan, jy sal dit nooit in jou lewe kan verstaan nie. Die Heilige Gees openbaar slegs geestelik. Hy kan nie met die vlees onderhandel nie. Amen. En daarom is dit belangrik dat ons kom op die plek waar ons sê, Here, maak ons weer vol van die Heilige Gees. Here, vanmôre
soos ek daai visioen gesien het, vra ek Here dat die duif kom vanmôre hier kom sweef, Here, en die Heilige Gees kom uitstort oor ons. Want ons het Jesus Christus hier ingenooi die woensdag aand. Ons het hom teruggesit op die troon van die gemeente. Amen. Dat dit nie is 'n mens se besluite of menslike invloed nie, maar alleenlik die invloed van die Heilige Gees in hierdie huis. En ons kon ervaar, toe ons die nagmaal gehad het, ons het nagmaal in 'n mannens gehad, ons het geëet by die bakkiekaas. Amen. Amen. Want ons is geneig om ons net op peseltjie te gaan. Nee, ons het in 'n mannens gehad. En terwyl ons in 'n mannens die nagmaal geneem het die Heilige Gees net begin vloei. Amen. Want hoekom? Dis Christus teenwoordig. En dis waar die kerk weer moet terugkom. Ons moet Christus terugnooi in die huis van die Here. Ons moet Christus terugnooi in ons huise. Ons moet Christus terugnooi by ons werkplek. Dan het jy die Heilige Gees saam met jou. Amen. Maar ons gaan dit nie kan bereik as ons een kant toe stoot. En sê, ag Jesus, bly jy net maar 'n bietjie daar vandag, ek wil nou 'n bietjie eers dit en dit vandag doen, maar Jesus, okay, ek sal Sondagoggend sal ek weer gou kerk toe kom. Amen. Dink dit nie so nie? Want ek het ook mos 'n lewe. Ek mag ook mos van my lewe geniet. Amen. Hy sê nie mag jy lewe nie geniet nie, maar hy sê vir jou, jy gaan rekenskap gee vir jou daar. Amen. En God se siening van geniet en ons siening van geniet in die vlees is twee verskillende dinge. Wanneer jy inkom by die plek waar jy hierdie ontmoeting het met die Heilige Gees, wanneer jy 'n ontmoeting met Christus het, dan is dit vir jou iets om te geniet. Jy geniet dit. Jy geniet dit in sy teenwoordigheid. Jy geniet dit om te sing. Jy geniet dit om te bid. Jy geniet dit om die woord van die Here te vat en te bestudeer. Jy geniet dit om met jou naaste die woord te deel en die evangelie te verkondig. En dan raak dit vir my nie meer die eie ek nie, maar Christus. Amen. Ek onthou in 2014, as ek reg onthou, ek dink ek is nog in my Bybel opgeskryf hier agter, hoe die Heilige Gees het aan my openbaar dat, waar hy die skrif gesê het, en dat die brood soos die woord moet ons soos heuning eet. Wanneer laas het dit vir jou ervaar as jy God se woord vat, en jy lees dit vir soos heuning doen? As hy bietjie jou oor die vingers stik, is ook goed. Dis nodig. Maar hierdie woord moet soet wees. Amen. Maar hy sê, dit is soet in die hele koek is soet, en dan word dit 'n bitter smaak gegee. Die bitter smaak is al die slegte goed wat ek dan optel, wat ek mee besig is. Dan raak dit nou 'n bitter smaak in my. Maar dan begin hierdie woord ons nou teen my praat. Amen. Die kind van die Here God moet ons terugkry by die plek waar ons sê, Here, u woord is soos 'n soet heuning vir my. Ek kan nie wag om dit te wil eet nie. Ek kan nie wag om net meer en meer uit hierdie woord te lees nie. Wanneer laas het jy die Bybel deurgelees? Wanneer laas? Van die eerste boek tot die laaste boek. Wanneer laas het jy hierdie woord deurgelees? Daar sê, prys die Here. Ek self is skuldig, maar ek het hom daarom al so 2 keer deurgelees. Miskien moet ek maar net weer om begin deurlees. Daar's 'n liedjie wat hulle nou sing, die jong mense, Das van die Bybel. Julle al daai lied gehoor. Baie mooi song, ons gaan dalk kry en ons speel. Ek het vir gesê, 'n paar jaar terug, dat God het vir my gewys dat lewend onder jong mense plaas vind. Die herlewing wat hier in Suid-Afrika gaan uitbreek, gaan wees onder ons jong mense.
Want dis hoe God dit bepaal het. Amen. En ons kan sien dat die tipe musiek wat nou deesdae geskrywe word vir jong mense op geestelike musiek, was 'n boodskap. Sien net 'n klomp lawaai nie. Daar's 'n boodskap. God is besig om hierdie jong mense op te rig al hoe meer om hierdie worship in lyn te bring met sy woord. Amen. Kyk, die jong mense hou nou van beat, hulle so beat, so hulle wil nie musiek luister wat nie beat het nie. Amen. Dit plan nie vir God nie, en daar kan beat wees. Hy sê, loof hom met die dromme, loof hom met die hart. Daar dromme is daar beat. Amen. Maar die inhoud van die woorde is wat saak maak. En as hy vir ons, die jong mense vir ons kan sing, Dust on Your Bible, en hy sê, vra vir die jong mense oor die stof wat op hulle Bybels lê. Dan sê hy vir hulle, hoekom het gaan met hulle soos het met hulle gaan? Want daar's dust op jou Bybel. Die stof lê op jou Bybel. En as jy wil wonder partykeer hoekom het gaan in jou lewe soos dit gaan, en my vrou lyk jou Bybel. Hierdie Bybel van my is 'n testimony van trane voor God. Hy lyk so as gevolg van trane, waar voor God geween het, dat die trane loop. Hy lyk so omdat hy bestudeer is, omdat hy my hande is. Baie het 'n Bybel gekoop en hy lyk nog net so blind soos die dag toe wat hom gekoop het. Wat is hierdie woord vir jou moet getuienis bring? Voor God. Hoe gaan hy getuienis lei? Wat gaan hy getuienis sê? En ons kan maar sê, mamma, ek lees my Bybel op digitale media. Dis nie die Bybel. En God wil die kerk terug hê. Daar's 3 goed wat nie meer teenwoordig is in God se huis nie, is sy woord, is hy self en sy Heilige Gees. Vat jy die woord weg, dan vat jy autoriteit weg. Amen. En as jy autoriteit weggevat het, beteken dit Christus kan nie werk nie. En die Heilige Gees gaan ook dan nie teenwoordig wees. Ek onthou vir 'n paar jaar terug het ek hierdie audio Bybel gehad in my kar. Elke dag as ek ry, het ek audio Bybel geluister. En elke keer as jy so luister, dan begin die Heilige Gees bietjie met jou praat. Maar het God se woord nog vir ons 'n erns geraak? Baie kom nie eens met kerk toe met 'n Bybel nie. Dis nie vir jou belangrik nie. Soldaat sonder 'n wapen. Wat is 'n soldaat sonder 'n wapen? Dis 'n toeskouer. Nee. Hulle gaan eers hol as jy skote tel. God wil hê ons moet soldate wees in sy koninkryk. Amen. God wil hê ons moet terugkom na hierdie woord, die kind van die Here. Hierdie woord dra krag om omstandighede te verander in jou lewe. Hierdie woord het autoriteit om Satan weg te dryf, duisternis weg te dryf. Jy gaan dit op geen ander manier doen as deur God se woord. Ek het eers by my preek moet afkom. Vanmôre van die Heilige Gees my al hoe meer na, waar staan hy met jou lewe? Waar is die Heilige Gees in jou lewe? Die eerste ding wat ek doen is ek 3 uur in die môre voorberei in gebed, sê ek, welkom Heilige Gees. Ek sien uit na hierdie gebedsessie. Ek het 'n verwagting, Heilige Gees, van hoe U my gaan kom bedien. Ek hoef nie Christus te nooi nie, want Christus leef in my. Amen.
maar nooit die Heilige Gees. En ek het hierdie ding al baie gesê, en ons praat baie oor, hoekom hoor ons nie meer mense in tale bid nie? Waar is die gawes van die Heilige Gees? Hoekom vloei die gawes van die Heilige Gees, die genadegawes van die Heilige Gees, nie soos dit veronderstel is om te wees nie? Kan jy die vraag antwoord? Jou verhouding met Christus. Dis die verskil. Hoeveel tyd sit jy in saam met hom? Hoeveel kompromie het jy nie al aangegaan om te sê die goed is nou maar vir my aanvaarbaar? Daar's niks fout daarmee nie. En jy bedroef die Heilige Gees. Jy maak jy Heilige Gees hartseer. Hoeveel keer bedroef ons nie die Heilige Gees om die Heilige Gees nie toe te laat in ons lewens nie? Kerk sonder Heilige Gees is 'n dooie kerk. Bybel het 'n verwysing daarna, uitgepleisterde grafsteen. Sit vir my daar in sy kamer. En ek aanvaar al meer die erns van God oor sy huis, oor ons verhouding met hom en die Heilige Gees. Ons kan al die verskonings in die boek uitdink, net soos wat ons wil vanmôre. Gaan jy nie baat nie. Al wat gaan saak maak vanmôre, kind van die Here, is wat laat jy toe en wat laat jy nie toe. Wat is vir jou belangrik en wat is nie vir jou belangrik? Kan jy vanmôre werklik sê, Heilige Gees, ek het vanmôre geleer uit Romeine 13, dat ons in 'n tyd gekom het, waar ons moet waaksaam raak. Het ons werklik op daardie plek gekom, waar ons kan sê, Here, ek maak tyd vir U en vir die Heilige Gees. Is jy bereid om jou soutpies een kant toe te sit? Is jy bereid om Facebook een kant toe te sit? En die week iemand gesê, jy is bereid om 5 tot 4 uur op 'n dag op Facebook te wees, maar vir God sit 5 minute gewen. Dis al. Jy sit soveel tyd uit om TikTok te kyk en al die ander sosiale media, waar die duiwel jou besig hou en jou sinne beroof, as in sy teenwoordigheid. Dit is eintlik spyt dat die kerk betrokke geraak het met TikTok. Maar nou dwing hulle jou om daai gemors te gaan kyk. En al hierdie ander sosiale media's. Ek wil vir jou sê, hulle kan maar sê wat hulle wil, ja, ons wen Jesus, ons wen siele vir Jesus op TikTok, lig en duisternis meng. God deel nie sy eer. Daai gemors wat aangaan op sosiale media, moet jy in die eerste plek nie gesien het nie. Moet jy in die eerste plek nie eens gehoor het nie. Gaan hoor eerder, wat wil God vir jou sê? Raak eerder ingestel op wat die Heilige Gees vir jou wil uitwys oor jou lewe en die omstandighede in jou lewe. Dan gaan jy nie meegeseer word deur die dinge wat aangaan op die jaar. Maar ons is ingestel op wêreldse invloed. Ons is ingestel om toe te laat dat wêreldse invloed ons emosies bedryf. Amen. Kom wees eerlik met jouself.
En dan kan jy nie verstaan hoekom is jy so negatiewe mens nie. Hoekom het jy so te vrees in jou? Want dit is braaserig. Wat die duiwel in ons kele lag. En ons oor. Hy gee vir jou hierdie woord. Sy woord. Dis al die woord. En hierdie woord is elke detail wat jy nodig het vir jou lewe. Ons hoef niks kind van die Here by te voeg nie. Ek dink daar's te veel mense wat boeke skryf. En ons wegtrek van die woord. Want ons lees menslike opinies. En ons ken nie meer die regte woord van God nie. Ons ken nie meer die inhoud van God se woord nie. En hoekom die Heilige Gees my na toe vat sou weet? Ek dink God praat vanmôre baie direk met ons oor sy woord. Hierdie gemeente se naam is wat? As dit so is, waar is die Gees van God? Waar is die gawes van die Heilige Gees? As dit so leef, die gloria's. Wat beteken die waarheid van God? Slegs die waarheid van God. Dan vra ek vanmôre die vraag. As ons hierdie naam moet uitleef as kinders van God in hierdie gemeente, dan kan ek nou al vir jou sê, dat was tekortkoming in God se woord. En God roep hierdie huis terug na sy woord. Al tot sê, niks weggevat. Ou Testament, Nuwe Testament. Maar het begin by jou. Gaan jy ook 'n bietjie tyd insit in God se woord? Gaan jy ook 'n bietjie die woord vat en sê, Here, praat met my vanmôre deur u woord. Ek wil ook graag u stem hoor, Here. Ons maar eerder 'n podcast luister. 'n nice song. En sê, Jeppie, ek het my gekry vir die dag. Ek reg. Nee? Ek het daai feel good feeling gekry vir die dag. Ek is sharp. Jesus kon net op een manier die vyand verdryf. Satan. Deur sy woord. Amen. Jy gaan dit op geen ander manier kan. Ek het al baie vir jou gesê, God kan net staan wat nie geskryf is. Enigiets wat hier bygevoeg word, kan God nie staan. Dis hoekom hy sê, jy mag nie wegvat of by sy woord. Dan sal al die pla wat in hierdie woord staan, in die boek Openbaring oor jou kom. Hierdie woord sê vir jou en my wat ons vanoggend geleer het, wat ons nie moet doen. Amen. Hy sê vir ons, dit is 'n lig vir my voete. Amen. Die pad wat ek loop, en wat baie interessant is, 'n lig vir jou voete is nie 'n lig wat ver uitgegooi word nie. Dis hier waar jy nou is. Elke tree wat jy gee vorentoe. God wil nie jy moet ver vooruit nie. Dit is vir net belangrik wat nou is, waar jy nou is. En vanmôre wil hy vir my en jou vra, kind van die Here, het ons nog geywer vir sy woord? Verstaan ons die erns van die tyd? Gaan ons terugkom na die plek, waar ons sê, Here, laat u woord weer met my spreek. En as jy volgende keer kerk toe kom, dan gaan ek van hom sê, kom Jan, ek sien nie te bly.
Ek kan 'n paar uitdeel, daar is Bybels daar agter as jy nie het. Maar begin nie by sy woord. Leef hierdie woord uit. Hy sê in sy woord, dit help nie, jy is net een wat lees en jy doen nie wat hy sê, né? Jy moet ook 'n doener wees van sy woord, dader van sy woord. Amen. Maar hierdie woord kind van die Here bring ons in lyn met God. Bring ons in lyn met sy koninkryk. Dan gaan jy beter sy koninkryk verstaan. Dan gaan jy beter die geestelike saak wat die Heilige Gees op jou lewe wil hê, verstaan. Ek wil jy bemoedig. Begin weer jou woord vat en lees. Kom ons doen dit nie uit tradisie uit nie, maar ons het 'n begeerte en 'n verlange het om met hom in kommunikasie te wees. Amen. Jy het vanmôre gehoor wat die woord van die Here vir u sê. Ek gaan niks byvoeg daar met die preek wat aan die as 'n bietjie meer inligting gewees daar, maar is nie nodig. God bring ons na die erns van sy tyd en hy wil hê ons moet sekere goed afstand doen. En hy het ons uitgewys vanmôre wat is dit wat ons van afstand moet doen. En waar en hoe ons onsself mee moet bekleed, naamlik met Christus. En wanneer ek iets aantrek, dit word deel van my. Amen. My klere is nie afsonderlik van my liggaam. Hulle is deel van my. Amen. Baie mense doen dit. Ons trek Christus aan as ons kerk kom. Maar as ek daai kom en trek ek hom geweet soos 'n baadjie of iets. Dis ongelukkig hoe dit is. Want hy verwys na aan die slaap geraak. Nou kan jy jou vanmôre vra, is jy al aan die slaap geraak? Slaap jy nie op dalk nie? Is jy nie al op die plek waar jy in 'n diep slaap geval het? Vanmôre moet God jou skud om jou wakker te kry, om tot waarheid te kom. Jy weet vanmôre of jy slaap of nie. Dis vir my om te antwoord nie. Maar hy waarsku ons, hy sê vir ons, die tyd het nader gekom, as toe ons tot bekering gekom het. Met ander woorde, kind van die Here, die tyd is nader na sy wederkoms toe, as die tydperk wat jy tot bekering gekom het. Die afstand na sy wederkoms is nader as die afstand van waar jy vandaan kom. Amen. En dis sy erns wat hy by ons losvoer. En hy sê ons raak ontslaaf van daai dinge in jou lewe. Raak ontslaaf van hierdie dinge, want dis braasery, dronkenskap. Al hierdie goed verteenwoordig duisternis. En vanmôre wil hy hê ek en jy moet ons weer bekleed met Christus. Amen. En ek kan my alleen bekleed met Christus as ek die wapen van die lig omgord het. Dit beteken ek wandel in die lig en nie in die duisternis. Amen. Wat skokwekkend is, kind van die Here, baie mense in die kerke besef nie dat hulle besig is met duisternis nie. Want die kerk leer hulle nie meer, dis duisternis nie. Die kerk het dit aanvaarbaar gemaak. Kompromie gevoer. En ek weet nie, hierdie predikante hoe hulle eendag voor God gaan staan nie, maar ek sidder en ek beef oor wat uit God se mond gaan kom. Oor 'n geestelike leier.
Jy weet vanmôre of jy jouself bekleed met Christus, of is jy nog deelagtig aan die wêreld en die wêreldse dinge. Jy kan vanmôre self ondersoek doen en sê, Here, het ek myself bekleed met U? Staan ek buite, Here, aan die slaap? 'n diep geestelike slaap. Nou bid ek vanmôre dat die Heilige Gees kom en jou uit jou slaap uit kom wakker maak. Want God wil hê sy kerk moet wakker wees. Ons kan nie meer kompromie voer, die kind van die Here. Ons kan ons nie besig hou met die dinge van die wêreld nie. Dit is tyd om onsself te bekleed met Christus. Christus het geen begeerte vir sondes. Hy het geen begeerte vir die dinge van die vlees nie. Dan raak dit al hoe makliker wanneer ek bekleed is met Christus om nie die vlees toegang te gee. Amen. Dis 'n stilte vanmôre. Mag die Heilige Gees vanmôre vloei. Mag die Heilige Gees vanmôre met jou praat. Mag die Heilige Gees vanmôre aan jou hart deurklop. Mag die Heilige Gees vanmôre jou wakker maak as jy slaap. Mag God gee dat hierdie gemeente nie 'n gemeente is wat slaap nie, maar dat ons geestelik wakker sal wees. Dat ons kan discern wat om ons aangaan. Volgens die discernment van die Heilige Gees en nie wêreldse discernment. Want die discernment van die wêreld is misleiding. Ons sien dit elke dag. Of ons kon vertel 'n vliegtuig het geland en niemand weet hoe en waar. Reg. Misleiding. En jy kan net mislei word as jy nie God se woord ken nie. As jy God se woord ken, kan misleiding nie deel word van jou lewe nie. Geen manier. Is dit moontlik? Maar die duiwel het goed geweet waarmee misleiding weg te vat. Of die discernment van misleiding weg te vat. Sy woord word nie gelees. Terwyl jy so sit, sluit jou oë. Dat die Heilige Gees vanmôre self met jou praat. Vra vir die Heilige Gees, wys my uit vanmôre of ek werklik geestelik wakker is. Wys my uit vanmôre of ek werklik in die lig wandel of is ek ook maar besig met duisternis in my lewe. Laat dit toe dat die Heilige Gees met jou praat vanmôre. Gee die Heilige Gees daardie geleentheid vanmôre dat hy met jou kan deel. Sit so 'n bietjie harder vir my daar. Dat die vanmôre deur die Heilige Gees, Vader, in elkeen se harte
sal inspreek vanmôre. Dat ons vanmôre ontvanklik is vir die Heilige Gees. Ek nooi die Heilige Gees vanmôre om werklik net te vloei in hierdie huis. Dat die gedagtes en die idees en die plannetjies en die beplanning vir die dag en wat moet gebeur na die diens nou sal gaan in Jesus naam. Ek roep elkeen wat hier sit tot gehoorsaamheid aan God en die Heilige Gees. Ek bind nou elke gedagte wat nie van God is nie en ek stel daai gedagtes kragteloos. Ek bid nou dat die Heilige Gees kom en beweeg en elke gedagte stil maak van hierdie oomblik af in Jesus Christus naam. Elke vorm van irritasie gaan nou in Jesus naam. Elke vorm van rebellie gaan nou in Jesus naam. Ek bid vir die ontvanklikheid van die Heilige Gees, dat tyd nie my sal jaag nie, maar dat ek werklik op daardie plek is om te sê, Heilige Gees, doen soos wat jy wil. Hy verlang na jou. Is vir jou belangrik om op 'n kampvuur te sit saam met vriende en familie, om as 'n familie saam geheg te wees, familie saam dinge te doen, maar is nie veel belangrik dat die Heilige Gees saam met jou is. Is nie veel belangrik dat die Heilige Gees ook hierdie spesiale tye saam met jou het nie. Maar die woord sê, vanmôre vir jou en my, as jy my waarlik liefhet. As jy my waarlik liefhet, soos jy sê jy het my lief, sal jy ook tyd uitkoop om in my teenwoordigheid te wees. Ek sien die haastigheid in die kerk, ek sien hoe die dinge in die kerk so boerel en barrel, want almal het idees, almal het planne, en God sê, daarom kan ek nie in die huis wees nie. Ek kan nie my heerlikheid kom bekend maak nie, want elkeen het die idee van wat hulle moet doen. Omdat niemand oorgee meer aan die Heilige Gees. Ek hoor in my gees God sê, haastig, 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 haastig is jy met jou dinge, haastig is jy besig met jou dinge, maar jy kos nie haastig genoeg om by my uit te kom nie. Botteltjie jar toegeprop. Tot die volgende keer wat dit jou pas. Sê die woord van die Here nie, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Freedom to move, freedom to work, freedom to manifestate, freedom. Maar die botteltjie jar is toegedruk. Jou haastigheid vir die wêreldse dinge, die dinge van die vlees. Ag my nie, sê God. Ek het vanmôre hierdie woord van jou gebring om jou te sê waar die tydsuur lê. Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Weer sê hy vir jou as jy my liefhet, waarlik liefhet, sal jy tyd uitkoop saam met my. Sal jy die moeite doen om in my teenwoordigheid te wil wees. Het ek
vir baie sê, ek ken jou nie. Dan kom jy met al jou redenasies, maar ek was daar, ek was in die kerk, ek het Bybels uitgedryf, ek het hande op die sieke gelê en gesê, nogtans ken ek jou nie. Jy het 'n verhouding met my. Vanmôre nooi jy my. Sê Here, neem jy. Bekleed my weer self met Jouself. Ek wil die ou kleed uittrek, Here. Die eie ek wil ek uittrek vanmôre. En ek wil my bekleed met Christus. And I see the spirit of revival moving. The spirit of revival flow. Soos God my gewys het. Donderdagoggend. When He stepped in, you move from the natural to the supernatural. But you can only move in the supernatural if He steps in. Dan verstaan ons. Dan kom ons nie die bonatuurlike krag van God ervaar en sien in ons lewens nie. Hoe jy dit nog step in. Dan verstaan ons vanmôre, Here, dat ons maar nog steeds op die troon wil sit en nie U wil toelaat om op die troon te kom sit van ons lewens nie. Dat ons onsself soveel belangriker ag as vir U. What a waste of time it is. Kan jy vanmôre sê, Here, ek weet U het ingestaan in my lewe. Kan jy dit vanmôre sê? As jy onseker is, kind van die Here, nooi hom in vanmôre om in te stap. Nooi hom vanmôre werklik in om in te stap in jou lewe. Sê hy nie, hy staan by die deur en hy klop. En hy klop. En as jy oopmaak, sal hy saam met jou kom maaltyd hou. Hoe lank nog moet hy klop? Hoe lank het hy nie aan die kerk se deur geklop en geklop en geklop en geklop? En maar moes omdraai. Wegstaan. Omdat die kerk nie meer saam met hom wil maaltyd hou. Die kerk het nie meer die verlange om met hom in sy teenwoordigheid te wees nie. Nooi hom in vanmôre in jou lewe. Father, I pray that your Holy Spirit will move in this house now. I release the anointing of Jesus Christ upon this church. Father, I release your words on your children. I pray that the Holy Spirit will move now. Flow from sea to sea. I pray, Lord, that the manifestation of the Holy Spirit be present in this house. As jy daar sit, steek jou hand op na bo. Kom in ontvangposisie. I release the flow of the Holy Spirit over this congregation.
Flow, Holy Spirit. Kom by nou. Vloei. Soos die Heilige Gees nou vloei. Gaan jy ervaar in jou gees. God sê vir jou iets vanmôre. God openbaar iets aan jou. I release the gifts of the Holy Spirit now. In Jesus' name. So, Holy Spirit. Spirit of bondage. I see your works. I see your strategy. I command the spirit of bondage to leave. Now in Jesus' name. The only spirit that's allowed to be present in this house is the Holy Spirit. Any other spirit must go now. In Jesus' name. Every unclean spirit will go now. In Jesus' name. Every spirit of domination, go now. In Jesus' name. Spirit of rebellion, you will leave this house. You will not return. Go in Jesus' name. Flow, Holy Spirit. Where there is healing in the body, needed Father, I pray that you will touch that body now and heal it from this moment. All sickness, all diseases will go now in Jesus' name. Spirit of poverty, your life, your feet, I command you to go in Jesus' name. I release, Father, your blessings on your children. Your blessings. But I hear the Spirit of the Lord says, you can only receive my blessings if you love me. If you truly, truly love me. Then you will be able to receive my blessings. Ek bid, Here, dat U nou deur die Heilige Gees emosies aanraak. Kom herstel. Beweeg nou, Here, in elke vlak van emosies in. En bring herstel in daai emosies. Bring dit in lyn met die woord. Hallelujah. Karabasabri, Karabasibri. Shakari Vivendere Basabri Andara Bashibri. Papa Bobondi Rabasibri Vivendi, Rabasikri Vivendi. Hallelujah. Hallelujah. Spirit of the Holy Spirit, move me now. Dat doe die Heilige Gees jou bedien. Moenie haastig wees nie. Dat hy jou vanmôre bedien. Die Heilige Gees verlang om te bedien. Die Heilige Gees het hierdie verlange om net weer te kan bedien, maar word nie toegelaat nie.
Vanmôre wil hy jou bedien. As jy dieselfde verlange het na die Heilige Gees. As jy vanmôre dieselfde verlange het na die Heilige Gees, gaan jy voel hoe die Heilige Gees vanmôre oor jou kom. Vader, speel vir my af. Maar die Heilige Gees doen vanmôre. Move over me, Holy Spirit. Move over me. Ek my nie verby gaan die Heilige Gees. Maar raak my vanmôre aan. Flow. 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 As jy beseerd is, ek sien en ek ervaar, daar's nie 'n verlange na my Heilige Gees nie. Het jy so koud geraak teenoor my? Waar is jou liefde? Jy wil geliefd wees. Jy wil liefde ervaar. Jy wil hê mense moet jou lief hê. Maar vir my het jy nie lief nie. Heilige Gees het jy nie lief nie. Holy Spirit. Flow. Jesus' name. Convict it. Guard it. And light it. Hallelujah. Holy Spirit, move fast. Move. Hallelujah. Move. Hallelujah. Dis hy werklik welkom. Of hou jy maar nog 'n bietjie vas aan dit wat die wêreld jou aanbied? Hou jy nog 'n bietjie vas aan die eie ek? Hoe welkom is ek in jou lewe? Hoe welkom is ek? Flow, Holy Spirit. Hallelujah. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit, look me now. Make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Sing it, hallelujah. Heilige Gees, beweeg my vanmôre, hallelujah. Ek wil nie maar net hier die goeie ek wees nie. Ek wil opgeraak word deur die krag van God vanmôre. Ek wil opspring soos die Here. Ek wil in sy heerlikheid kom. Ek wil onder die krag van die Heilige Gees. En ek begin beweeg onder sy krag, hallelujah. Look me now. Make my life whole again.
of depression, I command you to leave now in Jesus' name. Persoonlike saak vanmôre. Dis die Heilige Gees wat vanmôre met jou persoonlik praat. Halleluja. Flow, Holy Spirit, flow, flow, flow. Halleluja. Halleluja. Ek dank U Vader vanmôre vir elkeen wat aangeraak is. Ek dank U vir elkeen wat weer vanmôre kon sê, Here, U het my kom wakker maak uit hierdie slaap uit. Ek sê dank U vir elkeen wat vanmôre gesê het, Here, kom bekleed my weer met U self. Halleluja. Ek sê dank U, Here, vanmôre vir elkeen wat hier gaan uitstap aangeraak. Halleluja. En sê die Here
het my aangeraak. Here, dis nie ek wat mense aanraak nie. Dis U, deur die Heilige Gees. U doen die werk, Vader. En ek dank U nou vir elke gehoorsame hart, vir elkeen wat gehoor gegee het vanmôre. En ons gee U al die lof en al die eer, Koning Jesus. Amen. Kom ons... Ja, speel gaan, gedrag. Dank julle. We got dust on our Bibles, brand new iPhones, and wonder why we feel this way. Hey, how you been? It's been a while, and I'm just checking in. I miss the way things used to be back in 2017. Tonight, just like Spider-Friend.